Welkom by tree 12 van 21 tree en ons is nou by 'n sessie klein groep leiers opleiding. En hier by my het ek vir Albie van Sail. Albie, ek gaan nou vir jou mooi voorstel. Ek wil dalk net begin met 'n teksvers wat gaan oor klein groepe. Ons lees in Handelinge 2 vers 46 en Albie is eintlik 'n mooi gedeelte daar waar die kerk ontplof het en ons 3-4 duisend mense en ons lees in Handelinge 2 vers 46. Hulle, dis die gemeente, het elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom. Kan jy net dink, al daai duisende gesiggies, mense wat die Here loof en prys. En dan lees ons hulle het van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet. Nou Albie, jy's hier omdat jy ons kleingroepe gaan oorneem en besig is om oor te neem en jy het 'n revolusionêre manier van hoe mense doen. Ek dink is die regte manier en Albie, dis vir my wonderlik om jou hier te hê om die opleiding aan te bied op ons 21 tree platform. So, kan ek wegspring? Kan ek die eerste vraag vra? Ja, dis gaan. Okay, so Albie, verduidelik vir ons asseblief hoe hierdie kleingroep model werk. Dankie Johan, dankie vir die geleentheid. Ek wil net duidelik maak, ons gaan hier fokus op die model self. Ons moet dalk net onthou om aan die einde van die program net te verwys na jou materiaal op ons platform. Die model self is baie eenvoudig, is eintlik te eenvoudig. Mense gaan daarna kyk en sê, maar nou wat is die model nou regtig? Ons het aan die een kant van die model het ons nie leiers nie, ons het administrateurs, of kom ons praat in kort van 'n admin persoon, en die persoon beheer basies die weeklikse byeenkomste en ons gaan nou kom by sy verantwoordelikhede. Dan het ons aan die ander kant fasiliteerders, of ons gebruik dit sinoniem met leiers, wat weekliks roteer. Nou kom staan aan die een kant stil by die admin persoon. Dominee Chris praat altyd van SPOC, Central Point of Contact, maar kom ons praat nou maar hier van 'n punt van kontak. So die leier, die administratiewe persoon is die punt van kontak. As die gemeente wil inligting deurgee vir die persoon, dan is dit ons punte waarin ons werk. Of terugvoer uit groepe wil hê, is dit ons punt wat werk. Die persoon is verantwoordelik vir alle logistiese reëlings in die groep. Hy gaan byvoorbeeld 'n WhatsApp groep begin, hy gaan die weeklikse byeenkomste roteer en reël waar volgende week sou daar sulke fasiliteite wees. En dan gaan hy ook die fasiliteerder wat weekliks roteer, gaan hy reël. Hy gaan ook byvoorbeeld 'n gebedslys bymekaar hou of byhou sodat daar terugvoer kan wees rondom dit. Kan nie regtig dink aan nog take vir die admin persoon nie, maar dis basies alle logistiese reëlings staan by hom. Dan het ons aan die ander kant fasiliteerder. Die fasiliteerder roteer weekliks. Nou kom ek beskryf bietjie wat die fasiliteerder moet doen. 'n Fasiliteerder sal tipies die gesprekvoering op 'n aand fasiliteer. Dis basies wat hy doen. Nou dit behels dat hy almal betrokke kry in die gesprek en in 'n bespreking. Hy moet tipies, jy weet, jy kry mos baie persone wat 'n sterk opinie en groot oor baie praat, ja. So hy sal hulle moet rem en hy sal die stilles moet betrokke kry by die gesprek. Nou vir party leiers kom dit outomaties, ander moet dit weer bietjie ontwikkel. Maar as jy dit reg kry, dan belewe almal het 'n meer lewendheid binne in die groep. En dis basies in kort die model. Albie, ek wil net opsom wat ek nou gehoor het. So ons het in 'n klein groep het ons 'n admin persoon. Hy reël by watter huis dit hierdie week gaan wees en hy kommunikeer dit met die WhatsApp groep en dan het ons die leier en dis elke week 'n ander persoon. So dis nie een persoon nie. Op die einde van die dag klink dit vir my kan dit wees dat almal die leier gaan wees op 'n stadium. Heeltemal korrek. Okay, volgende vraag. Albie, nou praat ons nie van die admin persoon nie, ons praat nou van die leiers of die aanbieders. Wat se wenke het jy vir die aanbieders of die leiers? Nou, dit is 'n moeilike een. Mense wil nie altyd daai spontaniteit van 'n leier wegvat nie. Maar ek het so 'n paar wenke en ek dink as mens hoofstroom by die wenke bly, dan behoort jy 'n redelike suksesvolle fasilitering te bewerk. Ja. Ek dink die grootste fokus vir leiers, soos wat ek nou genoem het, is om die gesprekvoering te fasiliteer, om almal betrokke te kry in die gesprek. Hy moet die stilles veral moet op fokus. Hy moet ook sensitief wees vir mense se terugvoer en hulle bydraes. Nou is baie interessant, mense dink baie keer is jou ekstroverte of jou mense wat baie praat, is gewoonlik baie keer die leier. En ek ervaar die teenoorgestelde, dat wanneer ons dit nou so roteer, so almal kry 'n beurt, laat jou introverte amper 'n beter leier uitmaak. Vir die eenvoudige rede is, hulle luister goed.
Hulle luister na mense se terugvoer en hulle trek baie beter die mense in want hulle volg die gesprek. Ja. So ek sal ook aanbeveel vir 'n leier om nie te fokus op jou eie opinies nie. Weet jy hoef nie al die antwoorde te hê nie en as daar vrae wat opkom wat jy nie antwoorde voor het, jy gaan raadpleeg die predikant in die week en dan volgende week wanneer iemand anders lyk en jy gou vra vir 5 minute om verlede week se moeilike vraag te hanteer. So ek dink die geheim is om nie op jouself te fokus nie, maar op ander. Dan gee dit vir jou bekend. Dit doen, né? Dit doen. Dis my wenke aan 'n leier. Nou, albei ek wil net sê want kyk, ek is 'n tipiese ekstrovert wanneer ek kom in 'n groep. Wanneer ek lei dan wil ek sommer die show run en wat ek verstaan jy sê is 'n leier moet juis nie dit doen nie. Hy moet toelaat dat almal deelneem en amper op die agtergrond verdwyn. Verstaan ek jou reg? Jy verstaan my heeltemal reg. Hy fasiliteer dit. 100%, dis 100% reg. En wat lekker is, omdat ons dit roteer die leierskap of die fasiliteeringsrol. Ja. Is daar mense wat moes nou sterk opinies het en die weke wat hulle lei met hulle so half bietjie sagter wees met hulle opinies. Ja. En hulle die ander 8 weke van 2 maande het hulle weer tyd om hulle opinies te lewer. Ja, en dis wat lekker, so almal lewe hulle uit. Ja, hulle kan almal uit. Nou hou net hierdie gesig dop en skryf die naam Albie van Sail neer, want hy gaan vir ons nog 'n video moet maak later aan van hoe om die ekstroverte in toom te hou. So ons maak net 'n volgende video. Is jy tevrede? Okay, vraag nommer 3, Albie. As dit kom by die grootte van 'n klein groep. Wat stel jy voor? Wat is ideaal en hoe moet dit werk? Ek dink die belangrike punt Johan om hier in gedagte te hou is die vermoë van daai fasiliteerder om 'n groep effektief te kan bestuur. Ek sou sê 'n ideale grootte is so 6 na 8 mense. As ons praat van paartjies 3 of 4 paartjies. Enigiets wat jy groter as dit begin gaan, raak dit regtig uitdagend. Al is jy 'n goeie fasiliteerder. Ja. Dit raak regtig uitdagend. So om vir optimale deelname, ek dink 8 mense in 'n groep. Weet jy wat dink ek is ook daar belangrik, want die oomblik as dit groter is, dan die ekstroverte kry 'n groter stem en die wat bietjie meer ingetoon ingetrok is, hulle stem verdwyn heeltemal. Ja. En al is jy hoe goeie fasiliteerder soos jy reeds gesê het, jy kan nie dit regstel. Ja, dis waar. Okay. Vraag nommer 4. Albie. So, ek dink ons het 'n goeie idee nou van die struktuur. Ons verstaan elke week by 'n ander huis as dit kan. Ons verstaan al die goed. Ons verstaan dat die groepe moet roteer, dat die leier moet roteer, daar's 'n fasiliteerder. Hoe hou 'n mens 'n klein groep vars? Dankie Johan. Ek dink ons kom nou by die kruks van die saak van die model uit. Daar is mense, jy kry mos nou maar mense wat voel, maar hulle is in hulle groepie, 'n geslote vriendegroep of 'n geloofsgroep en hulle is gelukkig en hulle voel los ons uit. Ons is gelukkig. Ja. Ek wil 2 aspekte daar noem. Die eerste een wil ek 'n vraag vra aan hulle en sê maar as die Here dit op jou hart lê om iemand te gaan nooi of iemand kom na jou toe en vra uit oor jou selgroep. Wat gaan jy vir hulle sê of gaan jy vir hulle sê gee jou naam op en word elders ingedeel of ons wil so graag hê dit wat ons beleef binne 'n selgroep moet ons met almal wil deel. En ek wil daai vraag net by julle los vir die wat geslote voel. Weet om vir 'n persoon te sê ons groep is reeds vol. Dis 'n eksklusiwiteit wat jy skep. Dan die ander ding, die ander punt wat ek wil maak is ek wil dit vergelyk met 'n dam. Ons het aan die een kant 'n dam waar geen water invloei en geen water uitvloei nie. En oor tyd dan vrot dit amper die dam en daar's geen lewe meer. Daar's geen meer lewe moontlik nie. Wys is 'n ander dam waar daar vars water invloei en water weer uitvloei en daar's 'n varsheid. En ek dink 'n selgroep is amper dieselfde. Net nuwe mense kom in en ons ondervinding is dat daar 'n varsheid en nuwe energie saam inkom. En dit hou vir my die groepe vars. Nou, Albie, kan ek iets sê oor jou dam-illustrasie? Want ons het 'n Bybelse voorbeeld daarvan en ek weet nie of julle weet van nie, die dooie see. Die dooie see se seespieël is laer as die werklike see. Ja. En nou vloei daar water in, maar dit kan nie uitvloei nie, so dit verdamp en al daai soutte en minerale bly agter en dit maak dit alles vlak. Ja. En dit sien ons dan. Dis presies wat jy beskryf. As ons vir die volgende 10 jaar een selgroep is met dieselfde hoeveelheid mense, dit gaan dood. Ja, nee, dit bring ons by die ruggraat van die hele model. Dis basies invite, grow en divide. So een van die doelwitte van 'n klein groep moet wees om soveel as moontlik mense
te ondersteun. En ons kry dit net wanneer ons mense innooi om te beleef wat ons te beleef en te deel wat ons deel. Dis ongelooflik van selgroepe en die liefde. Weet, in die Bybel staan dit ook ons bewys dat ons vir Jesus liefhet, is ons liefde vir mekaar. Ja. En jy beleef dit so in selgroepe en ons wil dit graag deel met ander. So tipies in 'n selgroep sal ons 8 mense, 4 paartjies hê, wat later 5 paartjies, 6 paartjies. Hier by 6 paartjies moet jy begin gesels oor verdeling en sodra daar 'n 7de paartjie bykom, moet 'n mens verdeel. En jou tipiese verdeling sal dan nou wees 4 bly agter en 3 breek weg. En wat lekker is van die model, omdat ons leierskap of die fasiliteerder geroteer het heeltyd, is al leiers gekweek. Ja. So hierdie 3 paartjies wat wegbeweeg, het klaar die hele model beleef. Hulle weet om te lei. So as duplisering is geweldig moontlik in dit en die feit dat hulle 3 is wat wegbeweeg, is daar's klaar samehorigheid. Dis nie 'n wankelende groep wat wegbeweeg. Dit is 'n kerngroep wat wegbeweeg. En so die duplisering is moontlik en momentum is onmiddellik daar. En al wat hierdie 3 paartjies moet doen is 1 paartjie bynooi. Dan is hulle 'n volledige selgroep tussen die 3 pare. Nee, absoluut. En wat ek hou van hierdie model albei is dat jy gooi nie 'n potensiële selleier oorboord en sê wel swem, gaan maak vir jou selgroep en probeer iets doen. Dit gee 'n veilige atmosfeer want ek bedoel die administratiewe persoon, meeste mense kan dit doen. Dis nie gekompliseer nie. Dis basies net nooi mense, organiseer. Die fasiliteerder is almal, so die model wat jy voorstel is eintlik 'n leierfabriek. Dit kweek leiers. Ek wil een ding net laastens noem oor die verdeling. Johan, dit moet met groot sensitiwiteit hanteer word. As ek kan wenke gee rondom verdeling, en mens neem partykeer logistiek meestal in ag. Mens kan homogene groepe, daar is 'n plek vir dit. Ek is nie 'n voorstander van homogene groepe nie, ek hou van heterogene groepe. En ek dink ons almal kan by mekaar leer. Ek hou persoonlik van ouer mense in ons groep, ek hou van jonger mense in ons groep, en ons almal leer by mekaar. Ja. Nee, dit is. Nee, dankie Albie. Okay, Albie. Ons moes seker al in die begin hieroor gepraat het. Nou sit ons die kar voor die osse, maar liewer laat as nooit. Kom ons praat 'n bietjie oor 'n visie en 'n missie vir kleingroepe. Met ander woorde, as ons nou gaan sê, okay, hier is ons kleingroep, wat behoort ons visie en missie en doelwitte te wees? Johan, baie dankie dat jy dit noem. Ek wil hierdie antwoord amper uit my ervaring antwoord. Mense dink baie keer jou ervaring, jou geskiedenis met kleingroepe of selgroepe is anders ervarings ook. Hoewel daar identiteitsverskille is, dink 'n mens altyd, maar ander mense se belewenis is min of meer soos myne. En ek het die fout selfs hierdie jaar gemaak en besef, maar dit is nie so nie. En hoekom ek dit noem is omdat jy dink ander se ervaring is dieselfde, noem jy nie noodwendig die visie en die missie van die groep en waarna is ons op pad nie. En dit kan sensitief eindig. Jy het altyd die opmerking gemaak, of by kere al die opmerking gemaak, die mense sal saam met die bus ry as hulle weet waar die bus gaan. Of nie. Ja, of nie. En ek dink dis baie belangrik. 'n Mens, as ek voorstel kan maak, moet 'n selgroep sy doelwitte en sy visies dag 1 openlik Verwagting moet onmiddellik bestuur word. Omwagting moet onmiddellik bestuur word. Dis baie belangrik. Van dag 1 af. As ek 'n paar doelwitte of visies kan voorstel, is uit die aard van saak geestelike groei, samehorigheid, ondersteuning. Dis nou maklike punte om hier te noem, maar dit is ongelooflik om saam met medegelowiges in die woord te grawe en God se seën te ervaar. Die uitnooi vir ander, dit is so belangrik. Weet mense wil graag hê ander mense moet kom beleef wat jy beleef, want dit is lekker. Dis opwindend. En dan die groei in getalle en die verdeling. Ek dink dit is in kort visies wat ek sal voorstel vir groepe. En albei as ek dit net kan vasmaak, en ek weet nie almal wat op die platform is in ons gemeente nie, hulle is in verskillende gemeentes, maar ek wil ook net wys hoe dit by ons gemeente inskakel, want ons gemeente, Tygerberg Gesinskerk, bestaan om buitestanders in te trek. Ons moet nuwe mense nooi. Dis absoluut deel van die visie en die missie. So ons bestaan om buitestanders in te trek. Wat wil ons met hulle doen? Ons wil hulle in kontak bring met ander gelowiges. Waar gebeur dit? In die kleingroepe. Ons wil hulle help om geestelik te groei. Wat anders maak ons in 'n klein groep? Ons wil hulle help om hulle bediening te ontdek, en ek dink ons moet dalk net praat oor spesiale projekte nou. Ek sal dit opbring. En dan dis ons die Here eer. So dis absoluut
die visie, ten minste van ons gemeente, ek behoort van elke gemeente te wees, so dis absoluut die pas in. Ja. Dankie Albie. Dankie. Okay, Albie, vraag nommer 6. Hoe sal jy hierdie model dan omskryf? Dit is so half en half 'n samevatting en 'n opsomming, wat maak hierdie model uniek? Okay. Jy het dit nou eintlik gesê, ons het redelik die punte genoem, ek gaan dit so in kort opsom. So jy het in die eerste plek, het jy nie 'n selgroep leier nie, jy het 'n fasiliteer, 'n administratiewe persoon, en enige een kan admin wees. Baie mense sien kans om admin te wees, maar hulle is skrikkerig om 'n leier te wees. En enige een kan die administratiewe rol vertolk. En dan het jy die fasiliteerder word weekliks geroteer. Met ander woorde, ons kweek leiers. En die ander ding is, omdat ons die leierskap roteer, sit die identiteit van die groep nie meer in een persoon nie, nee, maar ons skep amper 'n ronde tafel effek, en die identiteit is nou in die groep, en nou is dit asof die groep verantwoordelikheid aanvaar. Ja, ek wil jou net daar onderbreek, want ek dink hierdie is een van die groot probleme met die tradisionele stelsel. Ek het 'n selgroep, hy groei, en jy word 'n selleier, en ek stuur jou, en die mense uiteindelik van my gehou. Ja. In hierdie geval, hou almal van almal, want almal is daar, nie vir die leier nie, maar vir die woord, en vir die bediening daarvan. Ja. Is ek reg? Jy is 100% reg. Dan die laaste ding noem ek die sneller, want dit is 'n klein dingetjie met 'n groot impak, en dit klink simpel, jy soos 'n sneller. En dis die gedagte van, ons moet mense nooi, ons moet groei, en dan moet ons verdeel. En die hele gedagte van die rotasie van die leiers kweek, en die verdeling wat dupliseerbaar is, die groepie, die 3 paartjies wat uitbeweeg, het die hele model beleef, hulle hele model gesien, en is baie dupliseerbaar, en hulle hardloop nie sonder momentum daar uit, en het reeds momentum op een paartjie in, en so dis 'n eenvoudige proses, maar dis 'n sterk proses. Ek verstaan wat jy sê, Albie, met ander woorde, ek was nou vir 3 of 4 of 5 maande in hierdie groep, ek het mos al gesien hoe doen die administrateerders, ek het gesien hoe doen die fasiliteerders dit, ek is klaar nie gewoonte, dis net, nou is ons nie meer 5 of 6 paartjies nie, nou is ons 3, en ons het spasie om nog mense te nooi. Want weet jy wat is die probleem, Albie? Jy kan net soveel mense in 'n sitkamer sit. Ja, dis korrek. Dis ook maar 8, ek sou sê 8 mense is 'n ideale grootte, dis 4 paartjies. As jy by 5 en 6 paartjies kom, met die sterk verdeling bespreek en hoe dit gaan werk, en sodra jy 7de paartjie inkom. Ja. Iets wat ek net op wil afsluit half. Ek het dit hierdie jaar baie beleef. Ons het 'n groepie begin, en ons het binne 5 maande verdeel. En elkeen van die pare wat ingenooi is, Johan, het 'n geestelike ervaring gehad. Die mense wat genooi is, het na die tyd getuig. Ja. En die mense wat genooi het getuig hoe die Here het op hulle hart sit om daardie spesifieke mense te nooi. En dit is 'n ongelooflike ervaring om dit te beleef. En Albie, as jy nou 'n groep afsluit, dan sny jy daai van gaan vertel, gaan nooi, bring in, sny jy af, net daar, en dit gebeur nie verder nie. Ja. Jy beroof eintlik jou van jou geestelike groei wat daai deel betref. Korrek. Nou, Albie, jy het nou gesê sluit af, maar ek is nog nie klaar met jou nie. So, hier's ek nou. Ek dink daar's twee tipes mense wat kyk, dalk 3. Ek wil nie eenvoudig maak nie. Hier's een ou wat kyk, hy is glad nie in 'n selgroep nie, en hy wil 'n selgroep begin. So, ek wil vra wat nou vir hom, en dan wat nou vir 'n selgroep leier, wat hy sê, my wêreld, ek wil op hierdie model gaan. Wil jy nie 'n bietjie sommer net, ek bedoel, weet nou nie of jy voorberei vir dit nie, maar ek bedoel, jy ken die model. Nee. Praat 'n bietjie met ons toe. Ja, ek sou sê vir die persoon wat gereed is. Laat weet ons jy's gereed, jy wil jou eie sel begin, en nooi mense. En dan weet ons net van jou, en dan begin jy. Ja, en vir die persoon wat voel, maar hy is heeltemal gereed vir 'n fasiliteeringsrol of 'n leiersrol nie, dat weet ons ook, dan deel ons jou in 'n selgroep, en ons nooi jou in, en jy raak deel van 'n bestaande proses. Ja, en ek dink die bestaande selgroep kan net eenvoudig sê, okay ouens, ons gaan dit nou 'n bietjie anders begin doen, ons gaan almal 'n kans gee, en hoekom dit belangrik is om almal 'n kans te gee, Albie, want dis hoe ons disippels maak. Dis net. Weet jy, Jesus het die disippels ook uitgestuur om eerstens goed te beleef, nie? Ja. Albie, ek en jy het gepraat, en ons het dit nie in ons voorbereiding nou genoem weer nie, maar wat van spesiale projekte? Ek dink is baie belangrik. Ek weet my ervaring van uitreik en goed is, jy word self soveel geseën daardeur. Ek sou sê 'n mens moet ten minste 'n doelwit hê om so twee groot projekte in 'n jaar te doen. As klein groep. As klein groep. Ja. En mens kan ook baie van die groepe, omdat ons verdeel vir mekaar,
kan jy in jou vorige groep wat verdeel het, saam sekere projekte aanloods. Ek is baie vir projekte. Het jy 'n paar projekte wat jy sommer so uit die lug uit kan ruk, wat jy sê, hier's 'n paar voorbeelde? Nee, ek het nie, maar dankie vir die Ons moet teruggooi na hulle toe. Ja. Sê, hoor, kommunikeer met ons. Wat se spesiale projekte het julle aangepak? Of wat se idees het julle wat 'n mens, want ek dink die sleutel is dis nie net humanitêre werk nie. Dis nie wat ons wil doen nie. Natuurlik, ons wil die evangelie ook doen. Ons het altyd 'n reël. Ons wil nie net kos gee. Ons wil nie 'n ou met 'n vol maag hel toe stuur nie. Ja. Maar ons wil hom ook nie met 'n leë maag hemel toe vat nie. So jy moet die humanitêre kant hê, maar jy moet ook die evangelie hê, nê. Nee. Dis hy. Ja. Albei, ek dink ons is omtrent klaar, nê. Nee. Ek wil dalk net iets sê en dan kan jy my onderbreek as jy nog iets wil bysit vir 'n laaste gedagte. Op ons Bybelstudie platform www.biblestudy.co.za het ons 'n groot verskeidenheid van Bybelstudie materiaal. Jy kan ook vir Rian by ons kerkkantoor, Rian Leroux, hy sê tech dominee hierso, kan jy kontak en hoor of hulle boekies het en jy kan fisiese boekies bestel. So die boekies op e-druk is gratis. So jy kan dit net aflaai en in jou selgroep gebruik. Natuurlik die model wat jy het as jy in ander gemeentes en jy het ander materiaal, dit werk net so goed. Die rede hoekom ons hierdie materiaal net voorstel is dalk het jy niks nie en dit gee baie spanning om iets van scratch af voor te berei. Ek dink dis wat lekker is tussen my en jou is dat die materiaal is uit die equation uit. So met ander woorde, ou gaan nie spanning hê om goed voor te berei nie. Albei, het jy nog iets wat jy wil deel? Ja, net laaste opmerking rondom materiaal. Johan, jou materiaal is so lekker geskryf. Die selgroepe geniet dit so om daarmee te werk en is maklik en is lekker geskryf, lekker besprekingsvrae. En dit dra by tot 'n lekker byeenkoms. Dankie Albei. Jy bemoedig my en ek waardeer dit. Okay, so, slotsom. Dalk weet ons nie van jou nie en jy het 'n klein groep. Ek wil graag hoor van jou. Rian het 'n database van klein groepleiers. Ek hoop om vir Albei by nog video's te betrek. Ek en hy gaan weer hier kom staan, nee Albei, en nog video's maak. Ons het op ons YouTube kanaal, die Gesinskerk YouTube kanaal, het ons video's vir selleiers en ons gaan dit nog uitbrei. Ek dink ons het so 5 of 6 reeds daarso. Ek weet nie of Rian hierdie ene ook daar gaan oplaai nie. Dit kan dalk deel wees van ons promotional om mense te kry op 21 maar gaan kyk daarso en ons gaan van tyd tot tyd nog leierskapsvideo's daar opsit wat vir jou gaan bemoedig om 'n beter leier te wees. Maar as jy jou naam en telefoonnommer vir ons deurgee vir rian@gesinskerk.co.za, dan kan ons jou beter bedien as leier. Albei, baie dankie. Die Here seën vir jou. Dit is 'n voorreg om saam met jou te werk. Dit is wonderlik om te sien wat die Here in en deur jou gedoen het en ek kan nie wag om te sien wat verder gaan gebeur. Dankie, ons is dankbaar. Baie dankie. Baie dankie.